Die Here tug die wat hy liefhet. Hebreërs 12 vers 4 tot 13. 'n Rotting kan 'n skrikwekkende stukkie gereedskap wees. Die vrees wat hy inboesem hang natuurlik grootliks daarvan af in wie se hand dit is en die bui van daai persoon. Ek onthou nog ou Vere, die verstrooide wetenskaponderwyser se rotting. Dit was mildelik gebruik as ons skelm stinkbomme maak in sy klas, terwyl hy 'n eksperiment probeer demonstreer. Ek het nooit by hom gebuk nie, want wetenskap was vir my 'n fees. Maar hy het sy gereelde kliënte gehad. Papa Brits het my egter gereeld gelooi. En glo my, sy rotting was giftig. Maar hy kon dit net eenvoudig nie regkry om geskiedenis in my in te looi nie. Vir Woltoon, die hoof, het ons almal 'n heilige vrees gehad, want daar het jy eers op die spreekwoordelike rooi mat gestaan, en dan is daar lank en hard vir jou gepreek voor jou loosing. Die loosing was nie so erg nie, maar daai preek. Oom Fred Geyser het 'n platriem gehad, maar dit was net 'n afskrikmiddel, want hy het bitterselde sy riem gebruik. Met woorde het hy ons deur Standaard 5 gevorm, en ons het die grootste respek vir hom gehad. En so is ek deur matriek getug. Pa het natuurlik by die huis ook sy deeltjie gedoen met groot liefde. Ek het bitterselde 'n pak by hom gekry, maar ek onthou elke pynlike een van hulle soos gister. En ek het elkeen deeglik verdien. En toe kom my weermagdae. 9 maande se diensplig was beslis nie maklik nie. As rou rekrute is ons die basiese van dissipline geleer op die harde manier. As jy 'n fout maak, moes jy in die bloedige son hardloop tot om die verste boom. En as jy nie vinnig genoeg hardloop nie, dan moet jy dit oordoen. Jy maak nie sommer dieselfde fout 2 keer nie. Later, toe ons met gevaarlike wapens te doen kry, is hierdie dissipline al so in ons ingedrul dat jy die wapens veilig kon hanteer. Dit het verseker vele ernstige ongelukke verhoed. Nou, die vraag is, wat beteken tug? Iemand vra my 'n tyd gelede of sy deur God gestraf word met haar siekte. Is alle vorms van teëspoed straf? Tug is 'n vormingsproses wat met liefde uitgevoer word. 'n Geharde moordenaar word deur die staat gestraf deur hom lewenslank op te sluit. Dis nie tug nie, want geen tug gaan hom op die regte pad kry nie. Dit is 'n rou straf. Die doel van tug is om die persoon fisies en geestelik te vorm. 'n Kind wat 'n lelike gewoonte aangeleer het, word getug sodat hy daai gewoonte kan afleer. 'n Atleet word gedurig getug deur sy afrigter. Ure van sweet en pyniging in die gimnasium en ure van uitmergelende oefening op die atletiekbaan. 'n Atleet wat nie 'n groot ambisie het nie, oefen net so bietjies. Maar die ene wat die vermoë en die wil het om die hoogste sport te bereik, word gedruk tot die uiterste toe. Inderdaad straf God. Sy straf vir die sonde is die ewige verderf, die hel, 'n afgryslike, skrikwekkende straf. Jesus het die volle prys vir God se straf betaal deur sy offer aan die kruis.
Elkeen wat dus in Jesus glo, is totaal vrygespreek van God se straf. Maar die wat nie glo nie, wat nie sy geskenk van die ewige lewe wil aanvaar nie, moet tevrede wees om God se straf te verduur. As jy dus in Jesus glo, is daar nie meer so 'n ding so straf vir jou nie. Maar dan tree God se tug in werking. Nie as straf omdat jy gesondig het nie, maar as 'n liefdesaksie om jou sterker te maak in die geloof. Soos 'n atleet word jy deur tug gebrei in jou geloof totdat jy onwankelbaar is. Dis juis hulle wat die grootste potensiaal het, wat die hardste getug word, want sodoende kan hulle soveel meer vir die koninkryk beteken. Die Hebreërskrywer haal aan uit Spreuke 3 vers 11 en 12 as hy sê dat wanneer jy die dag God se tugtiging beleef, dan moet jy nie mismoedig word nie. Sien daarin eerder God se groot liefde vir jou, want hy maak bemoeienis met jou omdat jy vir hom baie beteken. Dikwels is siekte, pyn of bankrotskap nodig om iemand wat verval het in 'n lewe van selfvoldaanheid, waar God vir hom nie meer so belangrik is nie, terug te ruk na dit wat werklik saak maak. Sulke dinge is gewoonlik baie pynlik, maar dit dwing jou op jou knieë terug na God toe. Voorspoed kan baie gevaarlik wees, want dit kan jou so geldgierig en magsbehep maak, dat jy van God begin vergeet. Dikwels is 'n finansiële ramp die enigste ding wat jou weer by God uitbring. Wanneer dit dan gebeur, dan wil jy huil en jy vra waarom God jou dan so straf. Dis nie lekker nie. Wees verseker dat dit nie straf is oor sonde wat jy gedoen het nie. Dit is reeds lankal vergewe en vergeet. Dis egter God se liefdesaksie om te keer dat jy nie miskien totaal jou geloof verloor en die ewige straf ingaan nie. Maar dit kan ook wees dat God jou hiermee wil leer om in totale afhanklikheid van hom te leef. Jy word dus aangespoor om die reguit pad te loop en nie af te dwaal van God se weë nie. Sodoende word jou slap hande en lam knieë sterk gemaak. Want as jy die dag afdwaal, dan raak dit wat lam is, boonop nog uit lid uit. Wees dus bly as jy getug word, want dit beteken dat jy deur God waardig geag word. En die wonderlikste van alles, dit beteken dat God jou innig liefhet. Amen. Kom ons bid. Dankie Here, dat ek waardig in U oë is om getug te kan word. Gee my asseblief dankbaarheid en 'n blye hart wanneer ek swaar kry. Amen.